twee dorpsrade waar die DA en VF Plus in koalisie is. Dis nou Oudtshoorn in die Langeberg munisipaliteit wat onder meer Montetjie, Robertson en Ashton insluit, die afgelope week verbreek. Nou, volgens berigte is die ANC en die VF Plus nou in gesprekke om met die DA en 'n aantal ander munisipaliteite in die Wes-Kaap uit te skop. Ons praat vanoggend hieroor met die VF Plus se Wes-Kaapse leier, dis Dr. Corneille Mulder. Corneille, goeiemôre, baie welkom weer by RSG. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Ons begin daar by Oudtshoorn, 25 setels, die DA en die ANC met 7 elk. Julle het 3 setels daar, dan is daar kleiner partye natuurlik daar wat so 1 of 2 setels het. Hoe het die koalisie gelyk voor hierdie breekspel nou die afgelope week? Dit was 'n koalisie bestaande uit 4 politieke partye. Dit was die DA met sy 7 setels, die Vryheidsfront Plus met 3, 2 van die Kousa en dan 1 van Saamstaan wat ons 'n meerderheid daar gegee het. En ons het baie goed geregeer. Die Demokratiese Alliansie, met alle respek, het daardie koalisieooreenkoms verbreek toe hulle nie hulle sin kon kry met die begroting nie. Het hulle uitgestap uit die koalisie en 'n ooreenkoms gemaak met die ANC en met die ANC se steun die begroting toe deurgeforseer. Ons het op die 22ste Julie 'n vergadering gehad in Mosselbaai met die DA se leierskap. Mevrou Zille was daar, ek self was daar en ander mense. En vir die DA gesê, en was nie net die Vryheidsfront Plus alleen nie, al 3 partye saam met die DA in die koalisie was teenwoordig. En al 3 partye se boodskap was baie duidelik. Ons wil graag verbind bly aan die koalisie. Ons wil graag 'n sukses maak daarvan. Maar daar is verskeie voorbeelde, om die waarheid te sê, dis 'n lys van 17 insidente, waar die burgemeester van die koalisie, wat ook van die DA is, vir ons problematies was. En daardie 3 partye gesê, ons kan nie met hom as individu voortgaan nie. Gee vir ons 'n ander burgemeester en ons sal daarvoor stem. Die DA was nie bereid daartoe nie, en die rede hoekom dit ter sprake was, is daar was op daardie stadium 'n mosie van wantroue wat gekom het van ander oppositiepartye wat gehanteer moes word. Nou ja, daarna het die koalisie tot 'n einde gekom en het ons die DA by 3 geleenthede genooi om 'n nuwe regering saam te stel met 'n ander kandidaat. Hulle was nie bereid daartoe nie. En toe daar 'n verdere proses gevolg waar die DA ook genooi was, waar 'n regering van plaaslike eenheid geskep is in die belang van die groter Oudtshoorn. Het julle met die DA gesels ook op nasionale vlak, en wat was die uiteinde toe nou? Ons kry nie met die DA gepraat op nasionale vlak nie. Ons het verskeie versoeke reeds gerig, dit word geïgnoreer. Hulle kom nie terug na ons toe nie. En dit het spesifiek gegaan oor wat in George gebeur, waar die DA ook die koalisieooreenkoms beëindig het. Dit het gebeur voordat ons by Oudtshoorn die probleem opgetel het, dieselfde in die Tuinroete distriksraad. Nou, vir my is die politieke dinamiese ding en dit verander van tyd tot tyd en dit is hoekom dit goed is. Dis onthou daar was 'n tyd wat ons partye gehad het wat alleen regeer het. Dit het verander. En dit is nou koalisies. Maar van die koalisies is onstabiel en bring nie werklik wat nodig wees nie. Daar's nou weer 'n verdere verandering deurdat dit ontwikkel na koalisies van plaaslike eenheid. En dit lyk vir my daar is weerstand daarteen om te probeer teruggryp na die ou politiek waar een party alleen probeer regeer. Maar dit is nie hoe dit in die toekoms gaan uitspeel nie. Dit is moeilik om altyd voor te wees met die goeders, want oor 2 jaar van nou af, wat ek voorspel, gaan regerings van plaaslike eenheid waarskynlik die norm wees. En mens moet ook nie logies dink altyd om te verstaan wat aangaan met die politiek. Nasionaal sal die ANC en die DA nou saamwerk, maar nou daar op Oudtshoorn werk julle saam met die ANC. Julle het 'n VF Plus burgemeester daar en die ANC het hom nou ondersteun. Korrek. Nee, kom ek sê dit is kyk, die DA probeer nou 'n narratief skep en dit pas tot 'n sekere mate 'n strategie wat ek dink baie jammer is. Hulle probeer 'n indruk skep dat die Vryheidsfront Plus nou die DA verwerp het en nou met die ANC saamgaan. Dit is nie waar nie. Dit is doeteenvoudig 'n leuen. Wat gebeur het in Oudtshoorn is, nou moet jy onthou die samestelling daar, die grootste partye daar het slegs 28%, die DA het 7 uit 25, die ANC het 7 uit 25, ons het 3, dis 12%. Niemand kan natuurlik aanspraak maak en sê ek regeer. En daarom het ons gesê, nou maar goed, gegee die onstabiliteit in Oudtshoorn, kom ons nooi al die partye na vergadering toe, die DA ingesluit, en kom ons vorm 'n regering van plaaslike eenheid op dieselfde model as die regering van nasionale eenheid. En op die oomblik is dit nie 'n Vryheidsfront ANC regering nie, dis 'n regering van plaaslike eenheid, waar 6 van die 9 partye in Oudtshoorn deel van vorm en deel is van daardie struktuur. En ek hoop die DA sal sy standpunt verander en deel word daarvan in belang van die mense van Oudtshoorn. Ons gesels met die VF Plus se Wes-Kaapse leier Dr. Corneille Mulder. Ons gesels oor die spanning tussen die VF Plus en die DA wat koalisies gaan kelder. Goed, so kom ons kyk na Langeberg. Wat het nou daar gebeur? Want Tertius Simmers, die DA-leier in die Wes-Kaap, sê daar was 'n probleem met die begroting wat julle nie wou ondersteun nie, en dit was nou glo die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het. Ja, dis ongelukkig. Nee, glad nie. Dis ongelukkig ook 'n halwe waarheid, met alle respek. Kom ek sê wat het daar gebeur. Op die 23ste Mei
was daar 'n voorlegging gedoen deur die amptenary aan al die raadslede van al die partye op die 23ste Mei. Dit was 'n 10 skyfie PowerPoint presentation, as ek Engels mag gebruik, wat gesê het, dit is die begroting en die partye het gesien dit lyk in orde, ons neem kennis daarvan. 'n Paar dae later vind die algemene verkiesing in Suid-Afrika plaas op die 29ste Mei, wat almal heeldag stembusse sluit, stemme word getel tot 3-4 uur in die oggend en mense gaan slaap. Die volgende oggend 10 uur vind daar 'n raadsvergadering plaas om die begroting vir Langeberg goed te keur. Toe die Vryheidsfront Plus se raadslede in die raad instap, en ek het 3 raadslede daar wat deel van die koalisie is met 'n onderburgemeester, word hulle gekonfronteer en gegee 'n dokument van 360 bladsye wat die begroting uiteensit, waar 'n begroting van 1,3 miljard rand goedgekeur word vir Langeberg. Die Vryheidsfront Plus se raadslede het gesê, dit is nie billik om dit op ons te spring vanoggend nou hier in die raad nie. Kom ons vra 'n geleentheid vir uitstel, kom ons skuif die vergadering vir 'n week, net vir 'n week, en gee al die partye die geleentheid om dit te gaan bestudeer. Ons is nie 'n rubberstempel nie, ons gaan nie daar sit en net sê dit is als reg. Ons moet verantwoordelik wees teenoor die kiesers van Langeberg. Ons vra uitstel vir 'n paar dae om dit te gaan bestudeer. Weereens was die DA nie bereid om dit te doen nie. Hulle het eenvoudig uitgestap uit die caucus uit die burgemeester. Hy het weereens 'n ooreenkoms met die ANC gemaak en die begroting deurgeforseer. Nou die Vryheidsfront Plus het nie teen die begroting gestem nie. Ons het toe buite stemming gebly want ons argument was: as jy ons nie 'n kans wil gee om ons inset hier te maak en te praat oor hierdie ding nie, dan is dit nie 'n koalisiebegroting nie, dit is 'n DA-begroting. Nou die interessante, die ongelooflike is, hierdie het gebeur die dag na die verkiesing op 30 Mei. Intussen het Junie maand gekom en gegaan. Julie maand het gekom en gegaan en daar het nie haan na gekraai nie. Op die 7de Augustus vind 'n vergadering plaas op Robertson. Weereens was mevrou Zille teenwoordig, ek was daar. En skielik word gesê, wat op die 30ste Mei gebeur het, is 'n totale verbreking van vertroue en die DA beëindig die koalisie in Langeberg. Ons het deurlopend in die vergadering gesê, ons wil graag voortgaan met die koalisie. Hulle is adamant nie, jammer, hulle beëindig die koalisie op die 7de Augustus, meer as 2 maande later. Ek maak kategories die stelling, dit het niks met die begroting te doen nie. Dit is weer wraak oor wat in Oudtshoorn gebeur het 10 dae gelede. En dit is nie in belang van die mense van Langeberg nie. Daarom het ons eerskomende Woensdag oor 2 dae openbare vergadering in Langeberg en Robertson, waar ons al die publiek nooi en sê, kom ons kyk wat is die feite en geef ons 'n mandaat, hoe vat ons Langeberg nou vorentoe. Cornél, ons het minder as 'n minuut oor. Ek wil vinnig vir jou vra, want Helen Zille self, het lyk of dit jy en haar te mekaar is hierso met baie van die dinge. Sy het getweet, julle gaan met die ANC gesels oor ander munisipaliteite in die Weskaap. Gaan julle mekaar vind of gaan julle die ANC vind? Nee, kom ek sê, dit is absoluut nie belang van die kiesers dat ons die beste stadsrade daarstel. Ons is baie gemaklik om saam met die DA te regeer. Ons was in 11 stadsrade gewees in die Weskaap. Die DA het ons nou reeds uitgedruk uit 4 uit. Hoekom weet niemand nie. En die ontstellende wat my regtig ontstel hier is dit: as jy 'n ding aanvang wat verkeerd is, aanvaar verantwoordelikheid daarvoor. Maar die ongelooflike is, nou word die skuld op die Vryheidsfront gepak en die indruk geskep, dis die Vryheidsfront Plus wat hierdie koalisieooreenkomste verbreek. Ek sê kategories, ons het nie een van hulle verbreek nie. Die DA verbreek hierdie goeters, en ek vermoed is deel van 'n verkiesingsstrategie. As die DA nie langer met ons in 'n koalisie wil wees nie, sê dit vir ons reguit en stap daaruit. Maar moet om hemelsnaam nie vals redes voorhou om die Vryheidsfront Plus in 'n swak lig te stel nie. Ek hoop ons kan mekaar vind, dis in belang van die kiesers in die Weskaap. Ons sal voortgaan daarmee om die rol te bly speel as 'n verantwoordelike, betroubare koalisievernoot. Baie dankie Corneil, dit was dan Dr. Corneil Mulder en hy is van die VF+.